Liewe vriende, dit is maandagoggend die 18de Mei. Hierdie hele week vier ons Pinkster as 'n ring en ons as NG Gemeente Montana tree dan ook as die gasheer gemeente op. Elke oggend om 10:00 is daar 'n diens en dan ook elke aand om 7:00 en dit sluit natuurlik tot en met Woensdag aand en dan ons laaste Pinksterdiens in die week is Donderdagoggend om 10:00 en dan weer Sondag die 24ste. Is dit dan nagmaal en ons groot Pinksterfees. Die hele reeks word gelei deur Dr. Dieter de Bruin as gasprediker. Nou hierdie week is dit dan nou my groot voorreg om die wandel met u te hanteer en watter ander tema sou 'n mens dan nou kon kies anders as een van die groot gawes wat God ons gee, bo en behalwe God die Heilige Gees wat op ons uitgestort is as kerk. Bo en behalwe die feit dat ons die voorreg het om bekend te staan as kinders van God, is dit ook so dat die Here vir ons 'n ander gawe gee, 'n genademiddel wat ons nie mag miskyk nie. En aangesien die tema vir hierdie hele week gaan oor gemeente wees en hoe belangrik dit is om deel te wees van 'n gemeente en om gereeld die gemeente en die gemeenskap van die gelowiges op te soek, het ek dit goed gedink om hierdie week dan te wy aan hierdie groot genademiddel, hierdie krag wat ons ontvang het, wat ons eintlik so afskeep, naamlik voorbidding. Ons gryp dadelik een van die bekendste tekste as dit gaan oor voorbidding, dis Jakobus 5:16, bid vir mekaar. Nou kom ons praat eers oor gebed. Watter verborge heerlikheid lê daar nie in gebed opgesluit nie. Aan die een kant sien ons God in sy heiligheid, sy liefde, in sy almag, sy genade, wat verlang en wag om van my en jou as mens te hoor. Aan die ander kant, ons sondige mense, niks minder as stof nie, wat dan deur gebed die wonderlike voorreg het om hierdie hemelse liefde en hemelse genade van God neer te bring aarde toe, as ons daarvoor vra. Gebed is op sigself, dis eintlik net 'n wonderwerk, maar hoeveel groter nog die seën van voorbidding, as ek en jy die vrymoedigheid het, deur God die Heilige Gees gelei, om dan aan God mee te deel wat ons begeer vir ander se siele en vir honderde en duisende ander siele se redding. Voorbidding, is dit nie die heiligste beoefening van ons vrymoedigheid as kinders van God nie? Die hoogste voorreg en vreugde verbonde aan ons omgang met God. Daardeur verkry ons die kosbare ervaring en belewenis deur God die Heilige Gees, dat ons medewerkers is aan God se koninkryk, instrumente in God se hand, ook in die vorm van voorbidding. Sou 'n mens nie dink dat die kerk dit sou beskou as een van haar vernaamste genademiddels nie, en daarna sou streef om elke gelowige in hierdie gebedslewe te onderrig en te leer. Sal 'n mens nie verwag dat elke gelowige dan hierdie geleentheid sal aangryp en daarin sal deel hê nie. En tog is ons so laks as dit kom by voorbidding. Daarom gaan ons hierdie week regtig moeite doen met die tema. Ek vra dat jy vir 'n oombliekie saam met my sal stil raak, dan bid ons. Ons wonderlike genadige Vader wat in die hemel is. Ons wat die voorreg het om u kinders te wees deur ons Here Jesus Christus. Neem dan nou vrymoedigheid om deur God die Heilige Gees se aansporing in ons gees te bid en te vra, Here, leer ons u kerk regtig weer bid. Help ons om hierdie heerlikheid, hierdie geluksaligheid, hierdie allesomvattende krag van gebed en voorbidding
weer te ervaar, soos U dit van die begin af bedoel het. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus, vir mekaar en vir U kerk. Amen.